Vandag is ons hier waar ons tomaties geplant het en ek gaan net vir julle so 'n bietjie vertel wat is die voorbereiding wat ons gedoen het voordat ons tomaties geplant het. Soos julle al gesien het in vorige video's, ons pH is redelik hoog, 7.4, 7.8. So ons moes 'n plan gemaak het want tomaties hou van 6.2 tot 6.8 se pH. So as dit te hoog is, dan gaan ons tomaties nie so goed doen nie. So wat ons eers gedoen het vir ons voorbereiding, ons het die eerste hoendermis ingesit, so ongeveer 5 ton per hektaar. Mooi uitgestrooi en daarna het ons ammoniumsulfaat opgesit omtrent 150 kg per hektaar. Ons het toe ons walle mooi getrek, eers die hoendermis gelos vir 2 weke voordat ons geplant het. Die hoendermis het al eintlik gekomposteer vir ongeveer 2 maande wat dit op 'n hoop gelê het, want jy kan nie net hoendermis so direk insit nie, anders gaan jy jou goed brand. So ons het dit eers laat komposteer en toe mooi uitgestrooi, 2 weke kans gegee, bietjie nat gemaak en toe het ons tomaties geplant. So ons tomaties hier doen op die stadium baie goed. Hulle kry baie stikstof van die ammoniumsulfaat, het stikstof in en dit het ook 'n suur en 'n swaal in wat die suur afbring sodat ons pH afkom. Die hoendermis, as jy dit insit aan die begin, het dit ook 'n suureffek, so dit bring ook jou suur af en dit maak ook dat die mikrobes wat in die grond is baie voeding het en as jou pH onder 7 is hierdie mikrobes baie aktief om die elemente op te neem. Soos julle kan sien, ons tomaties doen baie goed op die stadium met ons pH wat ongeveer op 6.8 is op die stadium. Soos julle kan sien, ons is nou hier by ons pH meter. Dis 'n eenvoudige pH metertjie wat ons sommer gekoop het. Dit gee maar net vir ons min of meer 'n aanduiding van wat die pH is. Hy staan nou op 6.8. So dit is omtrent ideaal waar ons hom wil hê, so klein bietjie laer. So ons gaan hierdie week nog 1 keer ammoniumsulfaat gee. Ammoniumsulfaat. Dit gee net vir ons die stikstof, want wat ons wil hê is ons plante is nog bietjie klein vir wanneer ons wil hê hulle moet vrugte dra. So op die stadium gaan ons net vir hulle eers stikstof gee en ook so ook die pH dan nou afbring. So in plaas van om urium te gebruik, gaan ons eerder ammoniumsulfaat gebruik wat dan die swaal en die stikstof het om ons pH af te bring. So hierdie tomatieplantjies het ons nou eers hulle blommetjies alles afgehaal sodat hulle kan konsentreer om te groei, want ons wil hulle nog so bietjie hoër hê, omtrent 80 cm voordat ons wil hê hulle moet begin vrug dra. En op die stadium het ons nog nie hulle trellies ingesit nie of hulle drade rondom hulle gesit dat hulle kan geondersteun word nie. En dan gaan ons oorskakel na kalium en kalsium voeding toe, want die kalsium keer laat ons nie hierdie bottom end rot kry nie, so vrot op die punte van die tomaties nie. So dit gaan ons dan nou oorskakel, na so 2 weke gaan ons oorskakel na dit toe. So as jy 'n boer is wat met tomaties boer, of eintlik met enige groente en jy gebruik dripperlyne, is dit baie belangrik om seker te maak al jou dripperlyne drip. So wat by ons hier gebeur het, dis hoekom hier nie 'n tamatie is nie, want die dripper het verstop en niemand het dit agtergekom nie en so het die plantjie dan nou ook dit nie gemaak nie. So dit is baie belangrik om elke oggend deur te stap. As jy hulle nat maak seker dat die drippertjies oral drip sodat jou plantjie die beste voeding en waarde kan kry. Om te boer met tomaties en te boer met enige groente het ons hierdie jaar gesien is nie altyd so maklik nie. Ons eerste probleem was ons het 12.000 tomatieplantjies geplant. Ons het saairakke gemaak, mooi alles in die lug en ons gedink alles is veilig. En toe eendag het ons daarby gekom en toe sien ons maar die helfte van die tomaties is opgevreet en ons gedog dis net tydelik en toe 'n paar dae daarna het ons alles opgevreet. En met 'n lang gesoekery het ons agterkom dis eintlik die muise wat dit opgevreet het. So dit was ons eerste sukkel, al ons 12.000 tomatieplantjies was opgevreet deur die muise. Tweede keer het ons hulle uitgeplant hier, toe kom die haal, toe slaan die haal hulle half stukkend. So maar hierdie is dan nou die tomatieplante wat dit oorleef het. So omdat dit nog so belangrik is dat jy ook moet seker maak dat jou drippers ook drip, sodat jy nie te veel skade kan ly nie. En as jy eendag in die winkel kom en jy sien 'n tamatie, dan dink jy bietjie aan die boer wat gesukkel het met al hierdie elemente om daai tamatie vir jou te gee. So waardeer die boere daar buite. Hier is ons nou by die een kant van ons tomatielande. Soos julle kan sien, dis Januarie maand. Ons eie oes was nie die beste nie. So ons het sommer ons eie pale gekap hier uit die bosse uit. So hoe hierdie storie werk is, ons het ons een paal aan hierdie kant en dan het ons 'n paal aan die ander kant. Die walle is omtrent 60 meter lank. En omdat ons redelik reën kry gedurende die somer, moes ons tomaties op die walle gesit het. Dit werk maar net altyd beter. So ons het 'n paal hierdie kant, paal daai kant en dan nog 4 pale in die middel. Hulle moet nog kom. So dan begin jy die heel onder 30 cm van die grond af begin jy eers met 'n draad. Jy span jou draad reg rondom dat hy halwe dubbele
lyn om die tomaties maak tot aan die kant. Dan nog 30 cm verder sit ons 'n baltou. Dit is jou tweede support, dan weer draad, dan weer baltou en dan weer draad. Hang af hoe hoog jou tomaties gaan. So dit is maar net wat ons gaan doen as die tomaties nou groter maak, maar soos hulle groter raak, gaan ons dan nou verder vir julle wys en verder video's maak oor hoe dit gaan hier by ons. So, maar dit is maar die voorbereiding wat ons doen vir ons tomaties. Ons drippers is omtrent 2 liter per uur. So ons gee hulle nou op hierdie stadium so 'n halwe uur na 'n uur toe op 'n dag, hang af hoe die reën was. En dan gaan ons kyk hoe hulle gaan.